Vriende, goeiemôre. Dit is Vrydag, die 17de Januarie 2025. En ons is by Koffiekuier 909, voel amper soos 'n leeftyd laas wat ons saam gekuier het, en dit is sekerlik so rondom 'n maand wat ons nou nie met mekaar gekuier het nie. Daar baie gebeur in die afgelope tyd in elkeen van ons se lewens. Daar's die van ons wat die voorreg gehad het om saam met familie en vriende te kan kuier hier oor die Kerstyd, nuwe jaar. Daar's van julle wat sekerlik die hartseer tye beleef het, moeilike tye, uitdagings die hoof moes bied. Maar as ons dan nou vanmôre weer saam 'n koffietjie drink, dan is my gebed ook vir 2025 dat dit vir my en vir jou 'n jaar propvol van God se genade sal wees, te midde van alles wat gebeur. Die uitdagings wat ons het, die geleenthede, dit wat ons uitsien, dit wat ons opsien, dat ons sal weet, dis ook 'n gawe uit die hand van God uit. En dat ons daarom met verwagting sal leef ook in die nuwe jaar. Nou ja, tot hier toe my nuwejaarspreek, kom ons by die teks waaroor ons moet gesels. Ons gaan eerskomende Sondag in ons erediens hier in ons gemeente, en trouwens dit is ook die teks wat by baie gemeentes rondom die Noes leesrooster bekend staan. Dit is Johannes 2 vers 1 tot 12. Baie bekende gedeelte waar Jesus die water in wyn verander. Nou, ek gaan nou oor die teks bietjie meer sê, saam met jou dit deurlees. Mag ek sommer net nou reeds al sê, ek gaan ongelukkig nie eerskomende Sondag vir jou die skakel na ons erediens toe kan uitstuur nie. Nie omdat ons nie wil nie, dood eenvoudig omdat ons die eerste amptelike erediens van die jaar na die skole begin het, skop ons af by Disa Kloof jeugkampterrein in Betty's Baai. So ons het vir die hele gemeente, die 3 bedieningspunte, by Hangklip, by die Kuierkerk en by die Kleinmondkerk, het ons een erediens, een gesamentlike buitelig erediens, waar ons sommer net in die pragtige natuur skoon wat ons hier in die Kogelberge kan geniet, waar ons die Here gaan aanbid. Maar ongelukkig is daar nou nie fasiliteite om ook die lewendige stroming van ons erediens te doen nie. So, jy moet nou vanmôre dalk maar mooi luister oor dit wat ek hier met jou deel. Dis nou vir diegene wat nie Sondag by die buitelig erediens kan wees nie. Johannes is een van die evangelieskrywers wat die evangelie, die verhaal van Christus se koms aarde toe, wat dit vir ons beteken, skryf vir 'n baie spesifieke klompie mense wat hy in die oog het. En julle sal ons nou weet ook dat Johannes sy evangelie so 'n bietjie op 'n ander manier skryf as wat byvoorbeeld nou Matteus, Markus of Lukas dit doen. Johannes se geboorteverhaal verskil, want hy praat daarvan, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. So, hy begin met 'n kriptoneel, en herders, en engele wat sing nie. Johannes het 'n ander invalshoek. Maar dan so kort as in hoofstuk 2, skryf Johannes dan nou ook oor een van die eerste wondertekens, soos wat hy dit noem, wondertekens wat Jesus doen. En dit is belangrik dat die mense nie sommer net inval, vriende, dink ek, by Johannes 2 nie, maar dit ons net vra, maar wat gebeur voor dit? Wat plaas Johannes voor dit in sy evangelie? En dan as jy gaan kyk nou, stuk 1 vers 43, dan staat daar die hele gesprek van Filippus en Nathanael. Filippus wat vir Nathanael kry vir hom sê, jy weet, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het, en dan sê Nathanael vir hom, maar kan dit dan nou iets goeds uit Nasaret kom, praat natuurlik van Jesus, en dan in vers 51 antwoord Jesus dan nou in hierdie gesprek, en sê, dit verseker ek julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en afklim na die seun van die mens toe. Nou, vir tipiese kinders van Israel, mense wat vir die Ou Testament tradisie en verhale ken, so hierdie beeld van die leer en die oop hemel, waar mense op en af beweeg, moes nou onmiddellik dink het aan Jakob en sy droom. So dis belangrik dat Johannes hierdie sê, want Johannes breek eintlik die evangelie oop en sê, tussen God en mens kom daar kontak. Daar's 'n verhouding wat tot stand kom. Dis 'n verhouding wat gevorm word tussen God en my en jou, wat ons lewens raak. En dan plaas Johannes hierdie verhaal van die bruilof van Kana. Nou, ek wil saam met jou lees Johannes 2 dan vers 1. Johannes skryf en sê, op die 3de dag, dit is nou 3 dae na hierdie gebeure waar Jesus dit gesê het, maar simbolies verwys dit dalk ook na die opstanding, sê die slim ouens vir ons. Op die 3de dag was daar bruilof van Kana in Galilea,
en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruiloft te genooi. 'n Bietjie agtergrond net. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê te vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou, maar Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense nou goed gedrink het, dan die van 'n swakker gehalte, maar jy die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Maar sluit Johannes hierdie verhaal af en sê, hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen, hy daardeur sy mag laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels, dis nou Jesus na Kapernaum toe teruggegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Vriende, 'n ongelooflike gedeelte, en ek wil nou nie alles gaan oopbreek rondom hierdie teks wat ek nou Sondag in die erediens gaan deel daar by die Sakloof kampterrein nie, want dan sou 'n klompie van ons lidmaat hier wat sê, nee man, jy het nou klaar gepreek. Dis vir my belangrik dat ons in hierdie teks sal raak sien, wanneer daar 'n verhouding tussen God en mens kom, wanneer die poort die hemel toe oopkom vir my en jou, en dit is ons wat Jesus Christus gedoen het, dan kom verander God se teenwoordigheid ons omstandighede. Hier by 'n bruilof in Kana, kleinerige plekkie daar in Galilea, so half 'n, praat nou eintlik oor hierdie dorpie, daar gebeur nie baie goeie goed nie, of gebeur baie goed nie, by daai dorpie, waar 'n klompie mense feesvier, bruilofsfees het, kom Jesus, word daar die verhouding tussen God en mens, en verander dit in 'n oorvloedsfees. 'n Fees waarin God se heerlikheid sigbaar word. Nou, daar's verskriklike oulike goed wat ons nou kan sê. Hierdie 6 klipkanne, sê die teks vir ons, sê Johannes vir ons, was vir die gebruik vir die reinigingsrituele. So die ouens wat nou weet hoe dit werk, sou by die bruilofsfees aangekom het, geweet het, in terme van die reinheidswette, hulle moet hulle hande en hulle voete was by hierdie klipkanne met die water, dit gee as ware vir hulle toegang tot die fees, want dat hulle mos nou die reinheidsrituele nagekom. Jesus kom, en hy vat hierdie simbole van die oudheid, simbole van 'n ou sisteem, en hy verander dit in 'n manier waarin daar kan fees gevier word, in oorvloed. 6 klipkanne, die ouens sê so tussen 90 en 100 liter wyn wat elkeen gehou het, of water wat elkeen gehou het, dan jy kan die som maak. Dit is so 540 na 600 liter wyn, vir 'n troue van 65-70 mense. Dis die punt van hierdie verhaal. Wanneer ek en jy hier in die begin van 'n nuwe jaar staan, en ons lees hierdie woorde van Johannes, ons lees van hierdie wonderteken wat Christus gedoen het, dan is dit as ware 'n uitnodiging vir my en jou om te kom sê, kom leef saam met God. Kom leef in hierdie oorvloedslewe. Dis nie net 'n oorvloed in terme van rand en sent en wyn en goeie kos en al daai goed, dit ook natuurlik, maar kom leef vanuit hierdie lewe waarin God se heerlikheid sigbaar word in my en jou lewens ook. En dan 'n tweede opmerking wat ek vinnig net wil maak hier oor, vriende. Hierdie simbole, hierdie klipkanne wat simbool was van die, ek wil sê die skeiding tussen Jood en nie Jood, tussen hulle wat in was in die verbondsrituele en hulle wat nie deel was nie, kom Jesus en hy sê nee, hierdie skeiding is nie meer daar nie, jy word juis uitgenooi. Mag dit my en jou lewensfilosofie in 2025 wees, dat ons op so 'n manier leef met die oorvloed van God, met die teenwoordigheid van God in ons lewens, dat ons mense uitnooi en as ware vir sê, kom hou saam partytjie, kom vier saam fees, ook in hierdie jaar wat voorlê. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U aarde toe gekom het, dat U kom verskyn het, en dat ons Gods openbaring sien, daar waar U besig is.
Ook in hierdie verhaal wat Johannes vir ons opteken, waar u water in wyn verander het by 'n troue, by 'n bruilofsfees in Kana, Here, as ons dit lees, dan word ons gevul met 'n stuk verwondering oor wie u is en wat u in ons lewens inbring. Mag 2025, Vader, vir ons so 'n jaar wees waar ons in verwondering voor u staan en leef vanuit u oorvloed. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, weet jy wat als in jou lewe gebeur het, soos die meeste van julle sekerlik weet, is ek en John Marie nou so half properly Leoness syndroom ouers. Alexander het begin werk in Londen in Engeland, so hy is nou uit ons lewensheid so op 'n manier in terme van fisies by ons wees. Ons hoop dat ons mekaar daarom so 2 keer 'n jaar sal kan sien nog steeds. En Marie-Louise, ons babietjie, sy het begin werk in die Kaap. Eerskomende week werk sy by Deloitte Auditere. So ons twee gaan nou so 'n bietjie ander dinge doen in ons lewens. Weet jy wat wag in jou lewe vir jou nie? Maar mag ek en jy in 2025 leef vanuit die oorvloed van God se genade. Geniet jou Vrydag, geniet jou koffie. Ons gesels dan Dinsdagoggend weer, wanneer ons so 'n bietjie verder nadink ook oor hierdie teks. En tussentyd, mooi loop en 'n mooi naweek.